Dit is 'n kosbare kleinnoot hierdie reeks van psalms van 103 tot 107. Saam vorm hulle eintlik 'n epos, 'n lang verhalende gedig. Psalm 105 en 106 kan jy gerus self gaan lees. Dit gee vir ons 'n oorsig oor die geskiedenis van die volk Israel. Daar kan ons gaan lees van Abraham en Jakob, van Josef en van die volk se tyd in Egipte, van Moses en van hoe God hulle bevry het deur die Rietsee oop te maak. 'n baie interessante samevatting van die volk se geskiedenis. En dan in Psalm 107 skryf die psalmdigter 'n soort van 'n gevolgtrekking en 'n vermaaning of 'n oproep. Hy roep die lesers op deur vir hulle te sê, dink terug aan hoe God julle telkens gered het en sê vir hom dankie daarvoor. En daaruit kan ons baie leer. Ons ken dit maar te goed, hoe maklik dit is om in tye van nood en benoudheid te smeek en vir die Here te vra om ons te help. En ons sê gewoonlik dankie, maar my ervaring is dat die herinnering aan die goeie dade van God en die dankie sê nie altyd opweeg teen die energie en die tyd wat ingegaan het in die voorbidding en in die gebede toe ons vir God gevra het om ons te help nie. So kom ons lees net so 'n paar verse saam hier in die begin van Psalm 107. In vers 1 skryf hy, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En hierdie is 'n bekende refrein in verskeie psalms. Maar dan gaan hy verder in vers 2. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en wat hy uit baie lande versamel het, skryf hy. Vers 4 sê hy, party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld. Hulle kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. En dan beskryf die psalmdigter so 'n bietjie van die volk se nood. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle gered uit hulle elende. Alle mense, ook ek en jy, ervaar nood van tyd tot tyd, en miskien voel jou nood en jou swaar kry dalk meer as die van ander. Ons moenie met mekaar vergelyk nie. Ons het almal nood, en ons weet almal ons kan na die Here toe gaan daarmee. Solank ons by hierdie psalm leer, wat die digter vir ons wil sê. Hy sê, soos ons nou gelees het in vers 6, in hulle nood het hulle na die Here om hulp geroep, en hy het hulle gered uit hulle elende. Vers 7, hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hierdie refrein in vers 8 word 4 keer deur hierdie psalm herhaal, en ons kan dit gerus maar ernstig opneem. Ons moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan ons doen. Ons moet waak daarteen om te ly aan dankbaarheidsgeheueverlies. En dit sal ons goed doen om maar 'n bietjie te sit en weer te dink aan al die kere toe die Here ons uit ons nood gered het. Of om sommer die gewoonte te kweek om elke aand vir die Here dankie te sê vir dit wat hy vandag vir ons gedoen het. 'n Mens kan nooit genoeg dankie sê nie. Kom ons bid ook sommer nou saam. Here, ons het almal tye van groot voorspoed en nood en teëspoed. Help my om nie te vergeet om vir U dankie te sê vir al die kere wat U my gehelp en gered het nie. Dankie vir U troue liefde en genade en vir elke wonderdaad wat U aan my bewys het. Ek wil U loof daarvoor. Ek wil U prys en vir U dankie sê. Dankie dat U die God van liefde is en dat U ons almal styf vashou. Ons prys U daarvoor. Amen.